Het jy al ooit 'n nuwe hemp aangetrek en die hele dag gehoor hoe mooi dit lyk en dat dit definitief jou kleur is? Nou vandag gesels ons met Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect oor hoekom kleur so 'n groot rol speel in jou voorkoms en hoe dit die manier waarop mense jou sien kan beïnvloed. Lorraine, dit is vir my en vir ons so groot voorreg om uiteindelik weer saam met jou te kan gesels. Dit is, nee, ek wil sê, goeiemôre en welkom, maar sy is altyd voor ons hier, want sy is die rede hoekom ons elke oggend so mooi lyk. Dank julle. Hoe bedoel mense wanneer hulle sê dat kleur jou hele voorkoms kan transformeer? Wat is dit? Ek dink as ek daai kan opsom, partykeer lyk 'n look net perfect. En partykeer voel jy die hele dag, iets is net af. Jy weet nie regtig wat nie, want jou hare is perfek, jou make-up is mooi, jou toppie is mooi, maar dis nie die regte shade vir by jou veltoon nie. So ek dink daai is nogal belangrik om die regte kleur by jou gesig te dra, want anders gaan iets net nie reg lyk nie. Ja, so ek dink dit is dan veilig om te sê dat sommige kleure net goed lyk by sommige mense, maar miskien kan jy dan nou 'n bietjie meer uitbrei oor wat die redes daarvoor is. Ja, dit gaan alles uit die ondertoon van ons velle. So ons het 'n warm of 'n koel ondertoon of ons het 'n neutrale ondertoon. So 'n neutrale ondertoon kan nogal na albei kante te gaan, waar jou koel ondertoon sal eerder meer jou koel kleure dra en jou warm ondertoon sal meer jou warm kleure dra. Lorraine, jy werk al meer as 'n jaar met my en Elsa se gesigte. Ek is al amper 20 jaar in hierdie bedryf. I still don't know what my undertone is. Ek het nie 'n idee nie. Kan jy vir ons gou vertel wat jy sal sê ons ondertone is? Ja, so jy's baie meer 'n neutral en Elsa is 'n koel ondertoon. So Elsa se oë is ook bietjie meer warm, maar haar hare is koel. So jy gaan eintlik altyd na jou ondertoon kyk, maar ook na jou vel en dan ook na jou oë en jou haarkleur, jou natuurlike haarkleur. En daardeur kan jy nou gaan en as jy sê jy's koel of warm, dan gaan dit nou eintlik nog bietjie verder en dan kan jy cool muted wees, jy kan cool soft wees, jy kan cool kleur wees. So ja, dan is daar nou weer bietjie meer, maar daarvoor moet jy gaan vir 'n konsultasie en dat iemand jou drape en sien wat se kleure werk die beste. Klink vir my ingewikkeld. So watter kleure sal vir 'n warm ondertoon werk? As ek dink aan warm, dan dink ek altyd aan die son of 'n sunset of jy dink aan 'n vuur. So gaan altyd na daai kleure toe. Enige iets met 'n oranje ondertoon werk goed vir warm ondertone. Kleure soos terracotta, burnt orange, jou goue shades. So jy kan altyd gaan met enige iets wat jy sien wat 'n oranje ondertoon het. Ons praat nou 'n bietjie uit die huis uit, maar vanoggend het Elsa gesê hierdie is haar kleur. Dis definitief. Lorraine het besluit hierdie is my kleur. Sy noem dit Elsa se kleur. Elsa se kleur. Hoekom is hierdie kleur so goed by Elsa se gelaatstrekke en Elsa se ondertone? Want dit is 'n definitiewe cool kleur. Ja. Jy sien geen warm kleure as jy na daai kyk nie. Jy kan self sien hy het 'n silwer knoopie by. So hulle het baie mooi gedink toe hulle hom gemaak het. Hulle het seker gemaak dit bly in die cool shades en jou cool kleure gaan ook altyd jou silwer juwele dra. So ons gaan altyd met cool kleure gaan jy nou weer meer gaan na enigiets met 'n pink of 'n blou ondertoon. So jy gaan kyk na jou perse, jou mauve, jou wynrooi, enige wynkleure. Alhoewel ons wyn in die winter drink, rooi wyn, maar jy gaan vir jou cool kleure, enigiets met pink aantoon of blou natuurlik. Goed, maar nou wil ek die fokus vir 'n oomblik verplaas na Ras se kant toe. Is sy nou met ander woorde gelukkig deur met min of meer enigiets te kan wegkom? Ja, neutraal kan na albei kante toe oorhang. So dit maak dit nogal maklik, want jy weet mos ons sit jou in enige kleur en jy lyk altyd mooi in enige kleur. So dit help nogal baie stileerder om te weet, okay, ek kan eintlik maar 'n bietjie speel. Ja, nie net mooi nie, stunning. Sy lyk altyd stunning. Julle is te oulik so vroeg in die oggend, maar is dit eintlik dalk soms not a blessing but a curse to have too much that you can choose from, dat daar amper nie soos 'n signature kleur is wat ek moet dra nie. Ek dink dis 'n blessing. Ja. Want as jy lus is vir silwer, dan doen jy silwer. As jy lus is vir goud, dan gaan jy bietjie meer oor na die goud toe. Ja. Goed, nou wil ek so 'n bietjie ook gesels oor iets soos gremering. Hoe kan mense gremering gebruik of aanwend om hulle voorkoms te verbeter, veral wanneer mense nou kyk na kleur spesifiek?
As jy dink aan lipstick en blosser, gaan jy altyd gaan na jou ondertoon toe. So ons is nogal natuurlik aangetrokke na die klere toe wat ons eintlik veronderstel is om te dra. So as jy wil begin speel, dra verskillende klere en gaan kry toetsertjies en sit 'n warm blosser aan en sit 'n koel blosser aan en kyk watter werk die beste vir jou. Maar daar's ook maklike maniere vir mense om te toets of is jy warm of koud, want nie almal kan noodwendig by 'n kleurkonsultant uitkom nie. So jy kan kyk na jou are. As jou are groen is, dan weet jy het 'n warm ondertoon, want dan beteken dit jy's geel bo oor jou blou are, so dan gaan dit warm wees. Maar as jou are blou of pers is, dan is dit 'n koel ondertoon. So daai is 'n baie maklike manier vir mense om self te toets. En dan ook wat pas die beste by jou, goud of silwer juwele. En dan ook 'n baie maklike manier vir mense, vir kykers om by die huis te toets is like 'n wit hempie of 'n cream hempie die beste by jou. So as jy daai twee kan sien, dan weet jy klaar jy's val 'n bietjie meer in die warm of jy val bietjie meer in die koel undertones. Ja, maak dit regtig saak vir mense en maak dit 'n groot verskil om die regte kleur te gebruik vir jou vel. Definitief. As jy die regte kleur het, dan gaan alles net in harmonie wees. Jou oë, alles gaan net mooi lyk. Maar as jy die verkeerde kleur gaan kies, dan gaan die donker kringe onder jou oë makliker wys. Jy gaan meer merkies op jou vel wys en alles, jy gaan moeg lyk. Maar as jy die regte kleur het, dan gaan dit amper soos 'n filter lyk. Alles gaan net mooi met mekaar inblend. En wat sê jy is die grootste foute wat mense maak, jy weet, wanneer dit by so iets kom? Want ek dink byvoorbeeld, 'n mens is baie geneig, jy sê nou, 'n mens hou gewoonlik, jy is meer aangetrokke tot die klere wat die beste by jou gaan pas. Maar ek dink in sommige gevalle is daar seker mense wat hou van 'n spesifieke kleur en dan voel maar hulle kan waarskynlik daarmee wegkom as hulle dit dra ook, net omdat dit hulle gunsteling kleur is. Jy kan definitief daarmee wegkom. Ek dink as jy hou van 'n spesifieke kleur, doen dit, ek sê altyd at the bottom. So dra dan jou favourite kleur in 'n broek of 'n romp of 'n rokkie en dan dra net die regte kleur sjerp byvoorbeeld of die regte kleur hempie of baadjie bo-oor en maak seker jou grimering is dan die regte kleure. So ja, jy kan definitief daarmee wegkom as jy mooi met jou outfits kan speel. Maar dit geld dan ook vir tendense wat kom en gaan. Dalk is dit nou neon wat hierdie seisoen in is of blou of wat ook al en jy's dalk 'n warm persoon, so blou is nie regtig jou ding nie. So dan kan jy maar met jou bykomstighede en klein goedjies maar net byvoeg. Ja, jy kan definitief met jou bykomstighede speel met jou trends en met jou klere as dit nie noodwendig jou klere is nie. Ek meen neon kom nie in warm klere nie. Ek het even oranje en neon is 'n cool kleur. So ja, jy kan definitief dan meer met ander goed, jou handsak of 'n hoed of so iets naby jou gesig speel. Goed, so wat as jy nou dalk so 1 of 2 wenke, ek weet jy het nou gesê mens moet speel met die kleure, maar as jy dalk so 1 of 2 wenke met ons kykers kon deel, wat sal jy uitsonder? Ek sê hou dit eenvoudig. Moenie dit overthink nie. As jy kan sien 'n kleur het 'n pink undertone en jy weet jy is 'n warm undertone, dan bly eerder net weg van daai af. Ja, dit klink vir my na baie goeie wenke. Gelukkig het ons vir haar. Presies. Ons is baie gelukkig. Lorraine, waar kan mense meer inligting kry? Waar kan hulle jou volg en dalk hierdie tipe wenke ook kry? Ons het 'n Facebook page, Style Makeup Effect, en ons Instagram is ook Style Makeup Effect. Baie dankie. Lorraine, baie dankie. Ek is so bly jy het al hierdie inligting vanoggend met ons gedeel, want nou weet ek, die feit dat ek hou van 'n nude pink op my lippe, dit is alles dit maak vir my sin. Dis net jou kleur. Ja, dis nie met my streng nie. Goed, maar beslis iets om in gedagte te hou wanneer jy jou kas nou oopmaak. Intussen kan jy ingeskakel bly, want Arnold gesels net na die breek oor 'n nuwe manier om fiks te word. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op alle sosiale media platforms om op hoogte van sake op skerm en agter die skerm te bly.